Hallo almal, vandag duik ons in een van die mees basiese maar ook kragtigste patrone in wiskunde, rekenkundige rye. Nou, dit klink dalk 'n bietjie formeel, maar glo my, hierdie patrone is letterlik oral om ons. En as jy hulle eers verstaan, wel dan ontsluit jy 'n heeltemal nuwe en kragtige manier van dink. Goed, hier's ons plan van aksie. Ons gaan begin met die absolute basiese definisie, dan gaan ons die sleutelformule bou en dit in aksie sien. Daarna leer ons hoe om so 'n bietjie terugwaarts te werk en heel laaste gaan ons kyk waar dit alles in die regte wêreld actually saak maak. So, kom ons spring sommer dadelik weg. Reg, so kom ons begin by die heel begin. Die kernvraag: wat presies maak 'n raai rekenkundig? Dit kom alles neer op een eenvoudige herhalende idee. So dink goue oomblik hieroor na. Jy kan die patroon dadelik raak sien, nê? Ons tel net elke keer 4 by. Maar gaan jy regtig al 100 terme wil uitskryf om by die antwoord uit te kom? Natuurlik nie. Dis mos nou heeltemal te veel werk. Ons het 'n slimmer, vinniger manier nodig en dis presies wat ons vandag gaan bemeester. Hier is die formele definisie. Die sleutelwoord hier, die een ding wat jy moet onthou, is konstante verskil. Dit beteken jy tel elke keer presies dieselfde getal by of jy trek presies dieselfde getal af. Daar's geen troeks nie. Dis net 'n bestendige, voorspelbare patroon. OK, elke ry moet iewers begin, reg? Wel, in wiskunde noem ons hierdie beginpunt, hierdie heel eerste term, A. Dis so eenvoudig soos dit. Dis waar ons storie begin. So in daai vorige voorbeeld was ons A natuurlik 3. En daai konstante getal wat ons aanhou bytel, wel ons noem dit die gemeene verskil of sommer net D. Vir daai ry 3, 7, 11 is ons D mos nou 4. En hier's die ding, hierdie twee letters A en D is die enigste twee stukkies inligting wat ons nodig het om enige rekenkundige ry heeltemal te definieer. Dis die ry se DNA. So nou dat ons boublokke het, kom ons bou die belangrikste instrument wat jy vir hierdie ry sal nodig kry. Dis 'n formule wat ons toelaat om direk na enige term te spring, die 100ste, die 1000ste, wat ook al, sonder om elke liewe tree langs die pad te tel. Kyk nou mooi na die patroon wat hier ontwikkel. Vir die tweede term, 2, tel ons eende by. Vir die derde term, 3, tel ons tweedes by. Vir die vierde term, driedes. Sien jy die verhouding? Die aantal kere wat ons de bytel is altyd 1 minder as die term se nommer. En daai patroontjie, waar die verskil altyd n min 1 keer bygetel word, lei ons direk na die algemene formule. Die waarde van enige term A, wat ons Tn noem, is gelyk aan die eerste term A plus n min 1 keer die gemeene verskil D. En dit, dames en here, is ons meesterinstrument. En as jy mooi kyk, sal jy sien is eintlik maar net die vergelyking van 'n reguitlyn, net in 'n ander baadjie. Dis omdat hierdie rye 'n tipe konstante lineêre groei is. Goed, hierdie is superbelangrik, want dis die een plek waar mense geneig is om 'n fout te maak. Hoekom n-1 en nie net a nie? Wel, kom ons toets dit. As n gelyk is aan 1, moet ons formule mos vir ons die eerste term gee, wat a is. Die korrekte formule gee vir ons a plus 0 keer d, wat a is. Perfek. Maar as ons die verkeerde een sou gebruik, sou ons a plus d kry, wat sou beteken die eerste term is eintlik al die tweede term. So, ja, daai n-1 is absoluut noodsaaklik. Reg, genoeg met die teorie. Nou dat ons hierdie kragtige formule het, kom ons sit hom aan die werk en los 'n paar probleme op. Hier's 'n klassiese vraag. OK, eerste stap. Ons identifiseer ons A as 5 en ons D as 6. Dan stel ons algemene formule op en ons kan hom vereenvoudig na Tn is 6n minus 1. Nou, omdat ons wil weet watter term 95 is, stel ons die formule gelyk aan 95. 'n bietjie eenvoudige algebra later en daar's ons antwoord. N is gelyk aan 16. Die 16de term is 95. Sien, soveel vinniger as om te tel. En hierdie is 'n great voorbeeld, want dit wys hoe ons 'n dalende ry hanteer. Ons eerste term, A, is 30, maar die gemeene verskil, D, is nou negatief 5. Ons volg presies dieselfde proses. Stel die formule op, stel hom gelyk aan die waarde wat ons toets, in die geval 0, en los op vir n. En kyk daar, ons kry n is gelyk aan 7. Dis 'n mooi heelgetal. Dit beteken, ja, absoluut, 0 is inderdaad die 7de term in hierdie ry. Goed,
Maar wat gebeur as ons nie die begin of die verskil gegee word nie? Sê nou maar ons ken net 2 losstaande terme iewers in die middel van 'n ry. Kom ons kyk hoe ons A en D kan vind met net daai beperkte inligting. OK, hierdie is 'n fantastiese toepassing van algebra. Moenie skrik nie, dis eintlik net 'n baie slim triek. Ons gebruik ons hoofformule om 2 aparte vergelykings op te stel. Een vir elke stukkie inligting. So, A plus 3D is 18 en A plus 9D is 36. As ons nou die een van die ander aftrek, kanselleer die A's mekaar uit en kan ons baie maklik vir D oplos. Sodra ons D het, prop ons hom net terug in een van die oorspronklike vergelykings in om A te kry. En daar het jy dit. Die ry begin by 9 en die gemeene verskil is 3. Ons kan dit sommer vinnig toets. Die 4de term is 9, 12, 15, 18. Perfek! En as ons sou aanhou, sou ons sien die 10de term is 36. Dit werk. Goed, so dis alles baie oulik met syfers en letters, maar hoekom moet jy omgee? Wel, want hierdie presiese, lineêre patrone, hulle duik oral in die regte wêreld op. Kom ons kyk na 'n baie praktiese voorbeeld. Dink jouself in, jy's in 'n groot ou teater. Die eerste ry sitplekke het 15 stoele, die ry agter dit het 18, die een daarna 21. Jy kan dadelik die patroon raak sien, né? So, kom ons breek dit af in wiskundetaal. Ons eerste term, A, is natuurlik 15. Die gemeene verskil, D, is 3. En as ons dit nou in ons algemene formule sit en hom so 'n bietjie vereenvoudig, kry ons 'n spesifieke formule net vir hierdie teater. T van N is 3N plus 12. En kyk nou net hoe kragtig hierdie een klein formule is. Ons kan 3 heeltemal verskillende vrae beantwoord. Wil jy weet hoeveel sitplekke in die 12de ry is? Vervang net A met 12 en bereken. Wil jy weet watter ry presies 30 sitplekke het? Stel die formule gelyk aan 30 en los op vir A. Hoeveel rye is daar altesaam as die laaste ry 45 sitplekke het? Gebruik daai inligting om die totale A te vind. Dis ongelooflik doeltreffend en kragtig. So, ek los jou met hierdie vraag. Waar anders in jou daaglikse lewe sien jy rekenkundige rye? Dink dalk aan 'n salaris wat elke jaar met 'n vaste bedrag styg, of die opstapel van blikkies in 'n supermarkpiramide. As jy eers begin soek vir hierdie patroon van 'n konstante verskil, gaan jy besef jy het nou die gereedskap om dit te verstaan en selfs te voorspel. Dankie dat jy saamgekuier het.